André, ons praat vandag oor die multikulturele samelewing waarin ons woon. Dit het oor die laaste, ek kan nou net vir die laaste 60 jaar praat, of sê 50 wat ek my verstand het dit aansienlik verander, en ek sien dis 'n tendens reg oor die wêreld. En wanneer jy verskillende kulture in dieselfde land het, of in dieselfde woonplek het, selfde skoolomgewing, selfde geloofsomgewing, dan bring dit sekere uitdagings en ook sekere voordele. En ek het gedink, al ons gesinne kyk hierdie ding in die oë, is nie noodwendig 'n slegte ding nie, solank 'n ou weet hoe jy daarmee gaan handel en hoe jy jou kinders daardeur moet lei. Het ek gedink ons moet daaroor gesels. Dit is 'n goeie idee. Ek dink die beste voorbeeld dalk vir 'n vertrekpunt om hieroor te praat is die vorm V. Kyk, as mense is gebou in 'n V-vorm, dink ek. En dan het jy oppervlakkige goeders, soos ek hou nie van knoffel nie, of ek hou nie van gemmer nie, of ek eet nie eie nie. Maar ek bedoel, as jy by 'n ander ou kom wat hou van eie, en jy hou nie van eie nie, is dit nie 'n groot issue nie, want dit is oppervlakkige goedjies, letterlik op die oppervlak. En dan, hoe dieper jy dan begin sny aan mekaar, hoe dieper sny die verskille ook. So, en ek dink dan is dit sulke goeders soos taal, metafore, sulke goeders die verstaan, en dan later goeders soos godsdienst, identiteit en kultuur. En ek dink dit is goeders wat baie dieper sny aan 'n mens, veral as 'n mens geforseer word in 'n samelewing om nader aan mekaar te leef as wat jy normaalweg sou gewees het. So die samelewing druk ons in mekaar se spasies in. En ek dink net eenvoudig soos as 'n mens trou, het jy 'n prentjie van hoe 'n mens leef in jou kop, en jou vrou het 'n prentjie van hoe 'n mens leef in haar kop, en onmiddellik daar is al klaar konfrontasie, want wat eet jy in die kombuis, eet jy om 'n eetkamertafel, of sit jy met jou bord op jou skoot, waar eet jy, hoe eet jy saam, wat al hierdie tipe verskillende goeders, hoe vier jy Kersfees, hoe groot gaan 'n mens op verjaarsdag, al hierdie goeders is al klaar verskille, en ek dink, selfs dit is maar oppervlakkige goeders, waar as jy dieper begin gaan, dan raak dit die geleentheid vir konflik soveel sterker, juis omdat dit nie oppervlakkig is nie, maar meer integrale goeders van 'n mens se identiteit. Dis waar, jy weet, oor die klein goedjies kan 'n ou om dit werk, op straat daar buite. Maar wanneer dit nader aan jou huis kom, nader aan jou voordeur kom, en dit gaan oor geloof, wat 'n baie diep saak is vir alle mense, en die skoolomgewing, waar jou kinders skool toe gaan, dan het hierdie goed 'n direkte impak op hoe jy funksioneer, en dit vorm die mens wat jy is. Nou, ons as groot mense is reeds gevorm, so ons het formules ontwikkel vir onsself, hoe om na die goed te kyk, hoe om dit te interpreteer, en ou doen dit ook teen die verwysing van waar jy vandaan kom, en wat die prosesse en sienings was wat jou gevorm het, waarvan ons Afrikaanse Christelike kultuur die grootste bydrae gemaak het, maar ons kinders het nog nie daardie vorming gehad nie. Maar wat ek oplet in die samelewing is dat die multikulturele omgewing verdeel mense meer as wat dit hulle bymekaar bring, rondom spesifiek waardestelsels. Hierdie het niks te doen met jou ras of jou kleur of so nie, dit gaan oor 'n kultuur waarin jy groot geword het. En as ek teruggaan en ek dink aan 50 jaar terug, 40 jaar terug, Europa was 'n baie sterk ekonomiese mag. Hy's nou nog, maar hulle het nou hulle uitdagings spesifiek rondom hierdie multikulturele samelewing. En dit raak aan die identiteit waarna jy verwys het. So, die sterk identiteit is vir my 'n groot voordeel wanneer jy een kultuur het, een taal. Wanneer jy een kultuur het, een taal, een godsdienst, want almal dink dieselfde, almal sien goed dieselfde. Nou, met die ontwikkeling van sosiale media en so het die grense van lande en die wêreld as 'n geheel
heeltemal geskuif. Daar is nie meer grense so ver dit hierdie goed aangaan nie, en die jeug word groot met hierdie idee, weet, alles is goed vir almal, en dit is nie, want jy verdun wie jy is, jou identiteit, as ons spesifiek daarna wil verwys. En 'n sterk identiteit, as ek teruggaan na Europa, as jy vandag kyk na China, baie mense, amper geen mense wat ek van weet, immigreer China toe nie. So jy het 'n monolistiese een groot kultuur, en dis hoekom China so groot uitset kan lewer. Dis dieselfde hoe die Duitsers die grootste ekonomie in Europa geword het. Hoe Brittanje vir 'n hele paar 100 jaar, weet, die wêreld ingeneem het. As jy kyk na die Commonwealth, alles oud Britse kolonies. Dis omdat daar 'n baie sterk identiteit was. En daai identiteit is besig om verdun te raak, baie vinnig. En dan het jy nie meer almal wat dieselfde dink nie, en nou moet jy 2 keer dink voor jy iets sê, of voor die regering kan besluit, dis hoe ons A, B of C gaan doen. En nou word of geen besluit geneem nie, of 'n besluit wat so vaag is, dat dit geen rigting noodwendig aangee nie. Nou raak ons nie eers aan geloof nie. Dis net die identiteit. Hoe sien jy die identiteit, en hoe jou identiteit persoonlik hierdeur geaffekteer word, en hoe gaan jy jou gesin lei daarin? Kyk, ek dink dis 'n tricky ding wat voordele en nadele het. Ek bedoel, ons land is in 'n situasie omdat ons is in 'n demokratiese land met mense wat demokraties kies om te stem nie aan die hand van wat die beste vir die land is nie, maar wat die beste aan hulle identiteit is. Met ander woorde, om dit baie eenvoudig te sê is, ANC ouens stem ANC. Daar's nie eers 'n debat daaroor, en dit was die groot moeilikheid geweest vir baie jare, is die plek is leeggesteel en alles is weggedra, maar elke verkiesing het hulle maar weer gaan stem vir dieselfde party as wat hulle nou net 'n ding oor afgebrand het, omdat daar niks dienste gelewer word nie. Dan gaan stem hulle vir dieselfde ouens, juis want hulle het weer 'n hempie gekry, vir wat ook al. So daai identiteit was so sterk geweest, dat dit eintlik nie demokrasie gedien het nie. En nou begin daai selfe vervaging van identiteit, of die vloeibaarheid van identiteit, maak nou dat daar ander dinge in ons land eintlik moontlik word, want nou stem almal nie meer ANC nie. Dit is nie meer so 'n done deal van jy kan nou met ouens ploeg, want dis hulle identiteit en jy's hulle koning nie. Nou jy skielik, juis in die diversiteit begin iets soos demokrasie eintlik moontlik raak. So ja, die vervolging van identiteit, kulturele identiteit, dit is 'n slag. Maar dit maak ook dat iets soos demokrasie beter kan werk dan, as ou krities gaan dink oor hierdie ding, waar dit 'n paar jaar terug nie sou kon nie. Maar ek weet nie, wat dink jy? Ja, so kyk, jy het 'n spesifieke politieke verwysing daarin, en ek verstaan die politiek, maar ewen in 'n politieke omgewing polariseer dit ook, as gevolg van die waardestelsels. In ons land spesifiek absoluut die voorbeeld van die ANC en die identiteit wat mense daarin gevind het is so, maar dit is uiters polities. As ek kyk die wêreld waarin die gemeenskap waarin my gesin moet funksioneer, as ek nie na die politieke konteks verwys nie, gaan oor die waardes, hoe ons na dieselfde goed kyk. En dan polariseer en verdeel multikulturele omgewings mense, en ons het goeie voorbeelde daarvan in ons land. Ek kan dink aan 2 net so vinnig. Die een is Orania, wat almal goed ken, en die ander een is Kleinfontein in Pretoria. En almal verpolitiseer dit, maar wat dit eintlik doen is 'n paar Afrikaners, in al 2 gevalle Afrikaners, wat gesê het, weet, ons hou nie van potholes in die strate nie, ons hou nie van dreine wat lek en oorloop en niemand kom maak het reg nie, ons hou nie van
die verval van die infrastruktuur nie. Dis nie wat ons om ons wil sien nie. Ons soek 'n spasie waar ons eie geld sal uithaal om hierdie goed reg te stel en so te hou, sodat dit wat ons oë sien, die omgewing waarin ons en ons gesin funksioneer, in stand gehou word. Niks met ras te doen nie, dis net daai identiteit en daai sterk drang na saam met te behoort aan hierdie groep en ons waardes te handhaaf. Dit gaan oor waardes hierso. En dit word verpolitiseer en gesien as apartheid. Ons wil nie met die res van Suid-Afrika deel nie. En ek is oortuig in my hart, ek woon nie in een van die twee plekke nie, maar ek identifiseer met die soeke na 'n omgewing wat in stand gehou word, skoon is en netjies is en waar waardes en dienste gelewer word. En dis die omgewing waarna ek verwys. En ek is seker, niemand praat daaroor nie, openlik nie, want onmiddellik word jy gelabel as 'n rasis, maar dit gaan veel dieper as dit. Dit gaan oor daai identiteit nommer 1 en ons waardestelsels wat verskil. En dis vir my 'n nadeel van die multikulturele samelewing waarin ons is. As jy olie en water in 'n pot gooi en jy kry so 'n toestel wat jy koop, jy sit hom in 'n boor en hy maal vir hom baie ernstig, dan lyk dit asof hy meng. Maar as jy gaan slaap en jy gaan kyk môreoggend, dan is die twee weer apart. Niks met ras te doen nie. Dit soos die Engelse sê, the properties of the components are different. So, en dit is 'n natuurlike ding, dit het niks met politiek te doen nie. Alhoewel dit het ook, nou, want dis die moeilike ding van die gesprek, is dit gebeur ook nie in isolasie nie. Ek bedoel, as jy praat van ouens wat sê, ons wil op 'n plek wees waar ons eie identiteit kan vier, dan praat jy van potholes wat nie bestaan nie en terreine wat in stand gehou word. Maar dis nie 'n kultuurding nie. Dit is 'n funksionele, dis 'n meer oppervlakkige ding van hoe ek wil hê die wêreld moet lyk. Kultuur is veronderstel om iets anders te wees. Want ek bedoel, per implikasie sal hy dan sê is, wel, ons hou daarvan dat die potholes nie, dan nou die potholes is nie, dat die infrastruktuur werk. So met ander woorde, ons kultuur is dat goeders werk, terwyl 'n ander kultuur per implikasie dan nie wil hê die goed moet werk nie. Wat ek dink 'n manier is om na dit te kyk, maar die realiteit is, mense sit met 'n wêreld wat tuislande gehad het, waar jy moes 'n man moes opstaan en gaan werk het vir 'n groot gedeelte van die maand of jaar op 'n ander plek, en niemand het sy kinders geleer wie hulle is en wat hulle identiteit is nie. En dan sit jy op die einde van die dag met dieselfde ding wat gebeur het van, jy breek hierdie gesinne op, en niemand leer vir hulle wie hulle identiteit, waar hulle is, waar hulle vandaan kom, wat ook al nie. En nou verwag 'n ou soof hulle moet kan funksioneer as mense wat weet wie hulle is, terwyl ons, ek as Afrikaner, het groot geword in 'n huis saam met my pa. Ek het 'n pa gehad wat daar was, en 'n ma wat daar was. En ek bedoel, ek het 'n beter idee van wie ek is, waar ek dink die gemiddelde deursnee ene, die kultuur het al so verander, dat dit is nie normaal gewoonlik dat jy saam met jou pa groot word, as jy in hierdie land gebore is, in die meerderheid van die mense nie. So dis moeilike goeders, dit gebeur nie in isolasie nie. Die vraag is, het ons nie nou meer in gemeen met hulle as wat ons gehad het, en juis omdat ons almal nou swaal voel ons identiteit begin verlore raak nie. Is daar nie 'n groter geleentheid om hande te vat en te sê, nou, hoe kom ons help mekaar weer bou aan ons identiteite nie? Want die gevaar is dat ou dink, ja, nou word ons almal een. En ek dink in hierdie wêreld van individualisme, wat ons al baie praatjies oor gehad het, van hoe dinge baie meer gaan oor keuse en individualiteit, en ek bedoel, jy kies deesdae wat se geslag, wat se seksuele oriëntasie, wat se kultuur, wat se godsdienst, wat se alles. Al hierdie goeders is nou keuses geword waar dit nog nooit voorheen was nie. So ons het 'n wêreld wat baie sterk daai kant toe gaan. Maar ek dink, terwyl ons nou almal besig is om te verloor, is hier 'n goeie kans om vir mekaar om te help herbou aan hierdie kultuurgoeders ook.
Maar ek weet, dis nou 'n bietjie 'n left field argument van die ander kant af. Nee, regtig nie. Ek verstaan die konteks waarin jy dit bedoel, want ons ken mekaar goed vir 'n hele paar jaar. Maar dit is so, en daar's ook baie wat uitgesproke is van die ander kulture teen die verval van infrastruktuur, want hulle self trek aan die kortste end as gevolg daarvan. Maar dit het baie meer te doen, nie met die pothole nie, maar die onderliggende oorsaak van die pothole is korrupsie, weet, en onkunde, nepotisme, weet, hierdie goed, almal weet dit, jy stel die mense aan wat jou taal praat, of wat na jou pype dans, of hy nou die talent het om die werk te doen of die vermoë het, solank hy jou dientjies sing, is dit goed, en dit is die norm, en dit is hoekom die pothole daar's, alles te doen met die korrupsie. So Kyk, die hele storie laat my dink aan 'n kinderhuis storie wat ek eendag gehoor het van iemand wat 'n kind aanneem. En dan hulle gee vir hom alles. Daar's jou fiets, daar's aandetes, alles daar. En dan het hulle die probleem met hierdie kind, want hierdie kind steel kos uit die huis uit en steek dit onder sy bed weg. Hoekom sou jy dit doen as jy alles het in daai huis, van 'n fiets af tot 'n skool tot klere? Hoekom sal jy gaan skelm kos steel uit 'n ding uit en gaan bære onder jou bed? Tensy dit is omdat jy getraumatiseerd is. So ek dink mens moet hierdie goeie so half in konteks net ook sit om te sê is ons leef met getraumatiseerde kulture. En dieselfde trauma wat ons op die oomblik deurgaan. Ons het voordat ons begin rekord het ons gepraat van die Tweede Anglo-Boereoorlog, van Kitchener, die beleid van verskroeide aarde, alles, Uniewording in 1910, en al daai goeters gebeur so op mekaar, van jy sit met 'n Afrikaner volk wat 'n klomp, het ons gepraat van hier gekom om 'n handelsstasie te skep, ander met Napoleon en al die goeters op te staan en iets anders te word, 'n kolonie van dit, en die hele beklei dit daar, maar op die ou end is dit, mense leef in 'n wêreld waar hulle kinders in konsentrasiekampe doodgemaak word. So wat doen jy as die hele wêreld vir jou bloedneus gee? Dis jy beskerm vir jouself. En onmiddellik word die saadjies geplant van ons moet uitkyk vir onsself. En die volgende ding is, dan kry jy 'n Eerste Wêreldoorlog wat jou uitlewer. Dan kry jy 'n Groot Depressie, 'n Tweede Wêreldoorlog, en dan ewe skielik kry jy apartheid. En ek weet ons is nou nie hier om oor politiek te praat nie, maar die punt is, as jy die connected dots, dan kom jy agter, en as jy die hele tyd trauma op trauma, dan kom jy uit by 'n plek van, frak, ek kan nie meer hierdie trauma handle nie, ek gaan nou met koekies onder my bed wegsteek, want ek moet nou begin oorleef. Ek kan nie meer honger gaan slaap nie. Ek kan nie meer 'n bloedneus kry deur die hele wêreld wat vir my afknou nie. Jy kan nie op 'n ander plek uitkom nie. Jy sit met 'n getraumatiseerde kultuur. En ek dink dis deel van die ding. Mense dink baie maklik, ja, braaivleis en koeksisters. Maar ek dink deel van Afrikaner wees is om getraumatiseerd te wees. Net dieselfde as om 'n Joodse kultuur te wees. Werk jy met 'n diaspora, jy werk met 'n konsentrasiekampe, Tweede Wêreldoorlog, en dit is eintlik wel die Sabitiese ouens was al vervolg vir duisende jare, so dis 'n baie langer getraumatiseerde kultuur. Ja, nog niks daarvan nie. Ja, eintlik nou is dit presies aan die gang. So ek dink die moeilikheid is 'n ou moet dit so half in 'n groter konteks sien van, hierso is ouens getraumatiseerd, dis nie net individue nie. Jy word wakker in 'n huis waar jy alles het dalk, of niks het nie. En nog steeds is daar die instink in jou om te sê, hey, ek moet myself hier beskerm. Het is beter dat ek ouens kry wat loyaliteit teenoor my het, as wat ek ouens kry wat die werk kan doen. Want ek gaan uitgebuit word. Die wêreld gaan vir my nou 'n bloedneus weer gee. So jy sit met so 'n hele storie en 'n stoeiery. En ek dink die enigste manier om hom op te los is, dan moet jy dieper sny. En ek dink dis die ongelooflike geleentheid wat geloof vir mense het. Want ons het al baie gepraat oor geloof en wat kies jy om te glo in jou waardes en alles. Maar die ding wat geloof eintlik uniek maak, en veral vir my, die Christendom is dis nie iets wat ek kies nie, dis iets wat my kies. Dis iemand wat my kies. Dis God wat na my toe kom en my kies.
En die Bybel is vol voorbeelde van hierdie getraumatiseerde volk, of dit nou in die Ou Testament die Israeliete en die Jode is, Israel en Juda is, of in die Nuwe Testament die vroeë kerk is, wat getraumatiseerd is en in die diepkant ingegooi word. En dan kry jy so half in en uitasem wat in die Bybel is. So, jy kry die reinheidswette in Levitikus om te sê, jy sal anders te wees, jy gaan nie soos die ander volke wees nie, jy gaan nie gemengde klere aantrek nie, jy sal nie hierdie kosse eet nie, jy gaan hierdie rituele doen, jy gaan dit en dit en dit, dis wat jou anders te maak, jy is nie soos ander nie. Maar dieselfde asem, dan kry jy ouens wat in ballingskap sit en sê, julle gaan nie terugkom nie, bou huise, bly daar, trou, kry kinders en leer hulle om te trou en kinders te kry, want die Here wil jou daar gebruik waar jy is. So die een opsig is dit 'n inasem, van wie is ek, en dan 'n uitasem, maar ek hou dit nie vir myself nie. En ek dink daar's iets moois daarin. In dieselfde ding waar die Nuwe Testament gaan en sê, moenie eers moeite doen met Samaria nie. Met ander woorde, sluit daai ons uit, gaan na die Jode toe. Kry jy in die volgende asem, gaan na die uithoeke van die aarde toe. En getuig tot in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Weer 'n keer presies die teenoorgestelde. So daar's die heeltyd in Jesus, glo ek, is daar so in en uit asem, wat iets groters is as die trauma en die reëls en die idees. En ek dink hier gaan ons mekaar kan vind, is die eenvoudige ding is jy kan nie deel wat jy nie het nie. En dit sien ons deur die geskiedenis. Is ons kon nog nooit vir ander ouens 'n veilige ruimte gegee het om te wees, as ons nie veilig gevoel het nie. En noem dit nou maar apartheid, of wat ook al dit was, is reg deur die geskiedenis in elke kultuur en taal. Die oomblik as mense gesê het, ja, julle kan julle eie plek kry, want ons gaan ons eie plek ook hê. En is gebou op trauma, dan het dit nog nooit gewerk nie. Want dit was altyd dit was altyd 'n inasem wat eers nodig was. Is om te sê, ons moet eers onthou wie ons is. En die oomblik as jy onthou wie jy is, dan sit soos asemhaal. Jy kan nie aanhou inasem nie. Want jy moet uitasem. Jy moet dit vir ander ouens gaan deel. Dit moet daai sekuriteit, die identiteit wat jy gevind het in Christus, moet jy ook help vir ander ouens om te sê, daar's 'n Here wat jou liefhet en aanvaar, nie soos jy gaan word nou nie, maar soos jy klaar is. Soos jy hoef nie 'n ander kultuur te word, of jy nou 'n Jood is, of 'n Hebreër is, of 'n Griek of Romein, of wat ek bedoel, die Bybel gebruik dit letterlik so om kulture te beskryf, wat dit sê, vir daai was ek, vir die Grieke was ek 'n Griek, vir die Romeine was ek 'n Romeinse ou, vir die Jode was ek 'n Jood. Maar dit is nadat Paulus daai inasem gekry het om te weet wie hy is in Christus, kan hy uitgaan en uitasem en sê, daar's vir jou ook plek. Daar's vir jou ook 'n geleentheid. En ek dink dis die ongelooflike ding, is Christendom gaan nie oor onthou wie jy is nie. Dit gaan onthou wie jy is, sodat jy ander kan herinner wie hulle is. En ek dink dan kom die ding reg. Maar die oomblik as dit so half, as ons dit probeer doen, is dit koekies onder die bed wegsteek. Dan is dit trauma gedrag. Jy sluit by my laaste vraag aan, perfek, en dit is dat hoe lei ek my gesin vorentoe? Wat wil die Here hê? Hoe sien hy, of hoe sou hy vir ons leiding gee om in hierdie vele ander kulture ons gesin vorentoe te lei? Hoe moet ons kinders optree op skool waar ander kulture deel van die pakkie is, en ons werksomgewing? So, hoe gaan ons vorentoe? Ek het maar opinies hieroor, maar ek dink dis letterlik as 'n ou as Jesus op pad is Golgotha toe, dan is daar 'n klomp geleenthede waar hy goeders kan gaan doen wat hom in die moeilikheid sal kry. Maar hy het sy oë gehad op Golgotha. Dis waar sy kruis is. Hy het nie hy is nie gestenig op die plek, of vasgebind op daai plek, of dat hulle vir hom 'n huis bou op daai plek nie. Hy is op pad kruis toe gewees. Dit was sy anker.
Dit was sy bediening. Alles wat hy gedoen het was op pad kruis toe gewees. Die dood en die opstanding in Jesus. In die Vader. En dit was Jesus se hele bediening. En ek dink dis dieselfde is waar ek en jy ons anker vind, gaan regtig bepaal hoe sterk ons kan staan. En ek dink as hy op 'n eerste date gaan en ons albei hou van Friends kyk of ons albei hou van pizza, dis 'n mooi anker. Dis 'n mooi ding. As ons albei hou van Bosveld vakansies eerder as van berge vakansies, dis 'n mooi ding. As ons albei Afrikaans kan praat, dis 'n mooi ding. As ons albei Afrikaanse kultuur het, dis 'n mooi ding. Maar ek dink al hierdie goeders is verskillende bergies nog steeds waar jy jou kruis kan plant. En ek dink die enigste plek voordat 'n ou kultuur jou huis maak, moet jy geloof jou huis maak. Van daar's iets spesiaals daarin, juist die feit dat jy dit jou kies. Dit jou vat. Want ek bedoel, ons is regtig in 'n tyd waar mense kan sê, ja, ek is Afrikaans, maar ek hou nie van Steve Hofmeyr nie, so ek is eintlik nie 'n Afrikaner nie. Nou, weet jy wat, ek kyk regvol meer Engelse YouTube video's as wat ek Afrikaanse musiek like. So ek weet ook nie of ek Afrikaans is nie. En koeksusters gee my kopseers van al die suiker. Wat ook al die ding is, jy kan in ons tyd kan 'n mens selfs jou eie kultuur debatteer. Wat is jou keuse? Maar die ding wat jy nie kan kies nie, is dat die Here jou kies. En ek dink dis daarso, is daar dat jy aan jouself sterf in daai oomblik om te besef dat hier gaan dit nie oor my nie. Hier gaan dit oor 'n Here wat vir my identiteit gee. Nie wat ek kies nie. Want hy is lief vir my soos ek is. En in daai oomblik, waar jy jouself daar vind in die Here, soos Paulus homself gevind het daar met die Here wat vir hom verskyn en hom slaan met blindheid. As ons daar opstaan, dan kan ons vir ander ouens begin vertel. Ons kan vir ander ouens begin getuig van wie ons is. Dan kom die puzzle by mekaar. Tot op daai punt dink ek nie, mense het nog, dan is ons maar dieselfde as almal. Dan is ons maar dieselfde as enige ander ou wat getraumatiseerde gedrag het. Die oomblik as ons van 'n plek van veiligheid uit en sekuriteit uit optree om te sê, dis 'n geskenk wat die Here vir my gegee het om in hierdie kultuur groot te word. Dis wat ek al van hou. Dis waarop ek trots is. En dis waaroor ek skaam is ook. Maar die genade is nog groter as die verdienste altyd. Dan word dit iets wat van onder af daai vee opbou, sodat die fondasie reg is. So ek dink wat ek pleit voor is om te sê, voordat 'n ou hier 90% van bo af sê dis my fondasie, vat hom nog daai 10% ondertoer. En dan as jy opstaan, dan sien jy, okay, maar dit maak nou nie my saak of ek 'n Griek of 'n Jood of 'n Afrikaner is nie. Maar ek is 'n Griek of 'n Jood of 'n Afrikaner. En dis okay. Want juis is dis nou geanker in die Here en nie meer in jou persepsie van dit nie. Ek weet nie, dalk is ek nog 'n bietjie vaag met my antwoord hierso. Nee, wat ek hoor is dat daar's verskillende hoeke waaruit 'n mens na die ding kan kyk van multikulturele samelewing, en daar's politieke hoeke, daar's rashoeke, daar's ekonomiese hoeke, waardestelsels. Wat ek by jou hoor is, op die einde van die dag moet jy teruggaan na identiteit toe, want jy kan eers leef wie jy is wanneer jy weet wie jy is. So al is die Afrikaner kultuur 2% van die 100% argument, onthou ek gebruik nou net 'n syfer. So as jy weet wie jy is, dan maak dit nie saak hoeveel van ander kulture daar is nie, dan kan jy uitasem wie jy is. Net, daar sê jy dit reg. En dis van die ongelooflike ding is ek bedoel, jy kry in die Bybel hierdie stories wat die ouens kom en dan sê die profete vir hulle, skei julle vrouens. Almal wat met 'n heidense vrou getroud is, skei hulle. Sê van hulle met jou kinders vat en loop, terug na hulle land toe. Dan dink jy soos, wat gaan hier aan? Waar is die Christendom in dit, of die geloof in hierdie ding? Nou, jaag hy almal wat heidens, of ander volke is weg, met jou kinders, daar moet julle almal groet.
En ek bedoel, dis 'n ekstreme voorbeeld van dis ons identiteit, dis ons volk. Maar dan kom jy agter wat die Bybel hier probeer sê is jy kan nie deel wie jy is as jy nie weet wie jy is nie. So nou sit jy met 'n samelewing waar almal hulle gode en hulle idees en wat ook al gebring het, en die Jode weet nie meer wie hulle is en wie hulle God is nie. Maar die oomblik as hulle dan weet wie hulle God is, selfs in die ballingskap waar hulle die geveg verloor het, weggevoer het daarso, hulle is niks nie, Daniel in die leeukuil stories, né? En hulle stap hulle is in Babylon in 'n vreemde land en hulle kry nog nuwe name. Ek bedoel, jy het jou totale identiteit verloor. Dan is die een ding wat hulle aan vashou is om te sê is, ja, maar ons eet nie kos wat gemaak is in varkvet nie. Ons sal maar groente eet. Kan ons probeer? Dan hou jy vas in jou identiteit. Met ander woorde, die oomblik as jy weet wie jy is, dan is jy fine. Maar die oomblik as jy nie weet wie jy is nie, wat ook al jy doen, gaan net droog maak wees. Jy kan ook net uithaal. En die ander ding wat ek gedink het is, mense dink nou natuurlik dat, so daar moet 'n balans wees tussen die inasem om te onthou wie jy is en die uitasem vir ander ouens te gun wie hulle ook is. So dis hier in die middel. Maar jy kan nie daar staan, jy kan nie daar bly nie. Want dit is soos ek en jy wat probeer asemhaal tussen inasem en uitasem en net daar bly. Jy gaan doodgaan. Jy het oomblikke wat jy moet inasem. En jy kan nie aanhou inasem, dan moet jy uitasem. En jy kan nie aanhou uitasem nie, dan moet jy inasem. So asemhaal om te lewe is om herinner te word wie jy is en te besef, maar ek is nie hierdie vir myself nie, maar vir ander. Maar ek kan nie vir ander wees as ek nie weet wie ek is nie. En daarom moet ek dit verander wees. En so dis daai heeltyd daai in-uit-asem. Waar ek dink, as 'n mens in 'n ding ingedruk word, waar jy die asem uit jou uitgetrek word elke dag, dan versmoor jy, of jy gaan dood. Waar dieselfde is as jy dink jy kan onttrek vir jouself en aanhou inasem, wel dan versmoor jy ook, dan jy asma en dan gaan jy ook dood. Dit is ongelukkig om te lewe is 'n soeke na wie is ek, te besef dat ek dit is vir myself nie. Die belangrike ding wat ek hier uithaal, as ek na jou luister, rondom die geestelike inslag is, ons is geneig om bedreig te voel, waarin ek stel skuldig voel. Jy sien hierdie ander kulture in die land, in al die lande in die wêreld, en die gevolg daarvan in 'n mens, soos die disippels in die boot wat na die hoogte van die golwe gekyk het en nie bewus was wie saam met hulle in die boot is nie. Ons voel bedreig en geïntimideer deur die volume van die verdunning, maar solank ons weet wie ons is, hoef ons nie bedreig te voel nie. Ons moet kort dit internaliseer deur te herbevestig wie ek is, en dit is die saamleef met my gesin, en om daai waardes vas te lê in die grootmaak van my kinders, en die omgewing waar dit binne ons beheer is. Buite ons beheer het ons nie beheer nie. En dan moet jy dit nie as intimiderend ervaar nie, want jy weet steeds wie jy is. Jy kan dan slegs leef uit oortuiging van wie jy is. Maak nie saak hoeveel ander kulture jy die wêreld mee deel nie. En dit klink vir my na die enigste praktiese pad vorentoe en hoe ek my kinders en my gesin kan lei. Ja, weet jy Dirk, ek dink nie hierdie gaan ophou nie. Ek dink nie ons gaan in 'n wêreld in beweeg waar elke ou ewe skielik kultuur, ewe skielik sy stukkie grond het en in isolasie bly nie. Ek dink ons gaan regtig in 'n wêreld ingaan waar hierdie goeders meer vermeng gaan word as ooit. En ek bedoel nie net geografies nie, ek bedoel net om jou telefoon op te tel, om YouTube oop te maak, om Facebook, om Instagram, wat ook al dit is, nee. Ek bedoel, jy kan nie vandag opstaan en uit die huis uitstap en dink, wat aan die ander kant van die wêreld gebeur, met 'n ander godsdiens, met 'n ander kultuur, met 'n ander wêreld, gaan nie impak op jou hê nie. Al hierdie goeters het 'n impak op jou. So ons is in dit. So die beste ding wat jy kan doen is ten minste weet wie is jy terwyl jy in dit is. En ek dink daar stem ek met jou saam. Maklikste manier is om net op identiteit te fokus. En dan te besef dat hierdie identiteit het jy nie vir jouself nie. Ja. Maar
terwyl jy op jou identiteit fokus en dit vestig in jou eie gemeenskap en leefwêreld, in jou gesin eerstens, beteken dit ook nie outomaties dat jy nie die volgende groep hulle spasie toelaat om ook hulle identiteit vas te lê en te leef nie. En dis gee en neem, dis verdraagsaamheid wat een van die beginsels van die Bybel is, maar dis 'n moeilike ding, want soos ek sê, ek dink ons voel bedreig as Afrikaners en dan begin jy defend, jy weet, En ander ouens ook. Dis mos hy grappie van die ou wat ander wat sy bakkie gaan staan sonder 'n jack en dan stap hy mos na die boer toe om te gaan leen en dan werk hy homself op en op die ou en toe die boer die deur oopmaak, toe sê hy van man, druk hy jack in jou gat op. Nee, soos hy het homself nou opgewerk hierso en ek dink dis baie keer presies wat ons land gebeur. Is party ons kom saam en sê ons wil inasem en uitfigure wie ons is, en ander sê okay, so julle wil ons uitwerk. Nee, dis trauma gedrag daai. Is daai hypervigilance om te dink die wêreld is uit om my te kry. En ek dink baie keer hoor ons as Afrikaners dit, ander ons dink alles wat ons doen is uit om hulle te kry. So met ander woorde, hulle is uit om ons te kry. En dan sit ons in 'n wêreld waar ons almal net koekies onder ons bed wegsteek. Want niemand van ons is veilig nie. Waar die alternatief op dit is om te besef dat hierdie ding wat hierdie ou my van beskuldig, dis hulle issues. En ons het ons eie issues ook. Maar daai is dis my probleem in terme van ek deel 'n land met hierdie ou. Maar dis nie vir my skoen om aan te trek hier nie. Die beste manier om dit te antwoord baie keer as jou vrou vir jou kwaad is nie om vir haar te vertel sy's verkeerd nie. Dis om net af uit te luister en te sê, hoekom voel jy so? Maar teen daai tyd is ons al so, ons knoppies is so gedruk dat ons, soos jy sê, die verdediging is. En dan begin almal verdedig. En die enigste ding wat om te doen as jy dan moet verdedig, is om te aan te neem my aanhou beklei. En dan mis ons mekaar heeltemal. En sê mos die beste manier van verdedig is om aan te val. Ja. So, maar, kyk dit, ons gesels ook filosofies oor die goed, maar dit is 'n versekerde realiteit, dit as gevolg van wie ons is, en ek verwys spesifiek na die Afrikaner, gaan jy met sekere reaksies gekonfronteer word daar buite in die publieke wêreld. Daar is 'n definitiewe dryf teen die Afrikaner kultuur, dit is so, en ons weet ook waar dit vandaan kom en hoekom dit so is. Maar ek dink, weer eens om te bevestig, solank ons weet wie ons is, en weet wat van ons verwag word, hoe om inheen te handel, sal ons gewoonlik die regte besluit neem. Is net, ek dink is net die gemaklikheid om te weet. Selfs al word ek aangeval, ek hoef nie te verdedig nie. Nou, en ek dink dis die groot ding. Kyk, in Japan byvoorbeeld, dink ek, omdat jy sit met 'n baie homogene bevolking. Hulle almal dieselfde idees, is meestal dieselfde. So met ander woorde, konflik daarso lyk nie soos jy het vir my dit gesê of ek daar, nee, dis nie daai nie. Dis nie ekstra akkommoderend wees nie. Dis konflik. Met ander woorde, hoe hulle konflik lyk is soos dankie, jy het 'n oulike idee gehad. Dis konflik. Want ek bedoel, hulle is so homogeen ingestel dat hulle kan mekaar se body language baie goed lees, in taal, baie goed die nuances verstaan. Waar hoe meer gediversifiseerd is, hoe meer blaatant moet jou konflik raak om te kan kommunikeer. Waar ons het so blaatante konflik. Ek bedoel, jy moet busse in universiteite afbrand om hier te praat. Nee. En dis 'n teken van hoe divers dit is. Maar weer 'n keer, net om bewus te wees daarvan, dat dit alles uitvloeisels is van 'n diverse kultuur. Hierdie is nie 'n aanval op myne nie. En as ek weet wie ek is, kan 'n ander ou my niks doen nie. Ek bedoel, net omdat hy sy vleis wil kook, en ek myne wil braai, beteken nie ek gaan nou op my vleis braai nie. Hy kan maar doen wat hy wil, want ek's okay. Maar dit eis dat jy moet weet wie jy is. Sodat jy gemaklik genoeg is om nie te verdedig heeltyd nie. Ek dink
terug, ek weet nie hoekom dink ek nou daar nie, maar ek dink aan die storie van die toring van Babel, waar jy homogene mense gehad het wat jy 'n ding begin bou het om groter as God te word, en toe sê hy, nee wag, ek gaan julle opsplit, dat elkeen sy eie paadjie loop. Hoe interpreteer ons dit? Ek dink die maklikste antwoord vir my is, ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is nie gemaak om in die lewe vir onsself te leef nie. En dit beteken ook, ek is nie gemaak om net aan my gesin te dink nie. Ek is nie gemaak om net aan my dorp te dink. Ek is nie gemaak om net aan my land, of selfs net aan my kultuur te dink nie. Maar, weer 'n keer, dis 'n in en 'n uit asem. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy kan nie deel wat jy nie klaar koester nie. Ek dink dis die antwoord. In en uit asem. André, dankie, dis 'n baie diverse gesprek, en daar's so baie maniere om die ding te sien, maar dis belangrik om oor die goed te gesels, en net daaroor te deel, vind 'n mens tog binne in jouself, omdat jy dit uitkry en praat daaroor, vind jy tog antwoorde en rigting van die pad vorentoe. Wat vir my uitstaan vandag is, kom ons maak seker wie ons is, en lê dit vas binne die sfeer van ons, wat ons dit kan doen, en dan kyk ons nie na die hoogte van die golwe nie, dan leef ons net dit, sonder om doelbewus afronterend op te tree teenoor ander. Mag ons wees wie ons is, in ons eie identiteit, maar dit word bedreig wanneer jy voel dis bedreig. Ons weet daar's 'n daadwerklike mag wat teen dit werk in ons land, maar dis politiese agtergrond. Ons kyk meer filosofies daarna, en op 'n praktiese oorweging van hoe moet ek elke dag lewe, want dit is die leiding wat ons gesinne moet gee. Enige closing arguments van jou kant af voor ons Kobai sê? Ek dink die goeders is net so kompleks. Alles vloei oor en alles anderste in. Die enigste manier wat 'n ou regtig kan staande bly is soos wat jy gesê het, is as jy weet wie jy is en nie toelaat dat die golwe jou aandag aftrek nie. Ek bedoel, want dan kan ander ouens ook hulle self wees. Dis nie 'n gevaar vir jou nie, want jy weet wie jy is. André, dankie. Dankie Dirk, dankie julle. Bye bye.